Aluma Capital, altyd aan die groei. En so gepraat van die Tanya de Venterbijker. Sy is volgende by ons om te gesels oor die jongste plaaslike en internasionale nuus. Goeiemôre Tanya. Môre julle, en ek wil net sê die nuwe Rooi Rose wat gaan uitkom Februarie se voorblad, hoorie jy wil dit nie mis nie. Dit is 'n verskriklike mooi ene. So ja. Inside info. Okay. I'm just saying, die onderhoud, die artikel is ook baie interessant. So ja, ek kan nie veel meer sê nie. O, maar jy kan net so 'n lys maak. Ja, ek sê net moet dit nie mis nie. Tanya, ons begin vandag by 'n oud onderwyser wat nou in 'n skool instap en klomp ander onderwysers doodskiet. Dit is vir my so 'n tragiese verhaal. Dit in die Oos-Kaap afgespeel in Ntambankulu Primary School naby Mthatha, waar 'n oud onderwyser wat aangekla is van seksuele wangedrag en seksuele oortredings in 2023 'n gat in die hek in die heining geknip het, ingestap het, reguit na die kombuis van die skool gaan het en spesifiek onderwyseresse getarget het, soos hulle in Engels sê, hulle het geteiken. Hy het op 3 van hulle losgebrand en toe homself daar geskiet voor hulle. So een is op die toneel dood verklaar, een is in die hospitaal dood en een is nog in die hospitaal. Wat 'n tragiese verhaal en hier is absoluut geen wenners nie. So ons hart gaan uit na hierdie skool en hierdie omgewing wat geruk word. Ek weet, dit voel partykeer vir my asof die onderwys en ja, asof dit onder druk is. Daar's leerderongelukke. Hierdie is 'n oud onderwyser wat kom skiet op leerkragte en ons weet hoe skaars is goeie leerkragte. Ja. So 'n tragiese verhaal. Ook 'n verhaal wat die hele gemeenskap nou sal ruk. En nie net vir die mense wat hulle lewens verloor se families nie, maar soveel verder uitgebrei in die skoolgemeenskap ook en daai kinders wat weet wat deur die onderwyser wat hom was, verstaan wat dit nou in die tronk was vir 'n rukkie en nou die wat hulle onderwysers verloor het ook. En ek meen dit is 'n laerskool, Jennifer. So dit is klein kindertjies. Kan jy dink dit gaan hulle 'n impak op hulle lewe hê vir die res van hulle lewe om te weet hulle juffrou is doodgeskiet. Ja. Dan, dit is 'n groot nuusdag vir 2 Juliesse in ons midde. Die eerste een is Mkhwanazi wat natuurlik vandag weer voor 'n kommissie getuig. Maar die een waaroor ons vandag moet gesels en wat waarskynlik tasbare verskil in sy lewe gaan wees vir die volgende ruk. Geen nie om watter kant toe dit gaan nie, daar sal 'n gevolg wees. Is Julius Malema wat se voorvonnisverrigtinge dan nou amptelik begin vandag. Ja, by die Landdroshof van die Oos-Kaap. Ek dink as ons kyk na hierdie week is dit het nie die hele week gebeur nie, maar is definitief een van die grootste stories van die week, Julie, want daar is vliegtuie vol mense wat uitgesak het in Oos-London. Ek dink is 30 busse met EFF hemde wat met slogans agterop teen Voetsek Afriforum wat in vliegtuie ry. Korrek. So lughawens op pad soontoe vir die verrigtinge. Korrek. So as jy gisterand op sosiale media gekyk het, sien mense wat foto's plaas van passasiers in vliegtuie wat reeds in hulle rooi klere met hulle rooi barrette in die vliegtuie was. Daar was gisteraand 'n reuse optog reeds gewees vir Julius Malema met ons sy rooi ondersteuners en dan het hulle ook 'n verskriklike groot verhoog voor die hof opgerig waar hy dan nou waarskynlik sy ondersteuners gaan toespreek tydens hierdie verhoor. So hy was skuldig bevind aan hierdie aanklagte dat hy met die 5 jaar viering van die EFF met sy geweer losgebrand het. Die Afriforum het destyds hierdie interessant nie sy geweer nie, iemand anders sy sekuriteitswag se geweer. Wat die sekuriteitswag is vrygespreek van die klagte, Adrian Snyman. Hy is vrygespreek van die klagte, maar Julius is skuldig bevind aan die afvuur van hierdie geweer. Afriforum wat destyds die hofsaak teen hom aanhangig gemaak het. So sy voorvonnisverhoor begin nou en ja, ek dink die hele Suid-Afrika se oë is op hom. Uit 'n politieke oogpunt kan die EFF glad nie bekostig om nog volgelinge te verloor en die MK het hulle 'n redelike hou toegedien in die nasionale verkiesing. Plaaslike verkiesings lê voor. Gaan hierdie tipe van 'n PR stand vir hom kan wees? Gaan hy kan traction kry uit? Ek weet nie. Ek dink nie, ek praat nou in die algemeen, ek dink nie die tipe volgeling of die persoon wat by die EFF aansluit, gaan hierdie afsit nie. So ek dink nie dit gaan enigstens die EFF knou gee politiek gewys met hierdie nie. Ek dink dit is hoe hulle half werk en te werk gaan ook as mens kyk na die geskiedenis. So ek dink nie dit sal die
party enigstens ek nou gee nie. Hulle sal dit sal wel hulle 'n kan help, icoon- dink ek. 'n icoon van die party. Ek moet sê eerlik, Ja. dis bietjie van 'n persoonlikheidskultus. Nee, verseker. Hulle gaan wel die element vir die party verloor as hy vir sê nou maar, want party van hierdie Ja. van hierdie oortredings dra 'n minimum Van 12 maande. 15 jaar. Dra 'n minimum vonnis van 15 jaar. Maar goed, hulle praat van dat hy dalk 12 maande kan tronk toe. Right, maar dan moet 'n mens ook sê as hy 12 maande tronk toe gaan, dan moet hy as lid van die parlement uitgegooi word ook. So daar's baie implikasies. Nee, daar is Daar's verseker. implikasies wat hom van die party af gaan verwyder in die En toekoms. ek dink ook dit is hoekom hy so bekommerd lyk in die foto's. Maar ek dink uit 'n volgeling oogpunt, daai hype wat hulle skep wanneer hierdie optogte gebeur, dit kan net positief vir sy party wees. Ja. Want soos wat jy sê, dit is maar 'n kultus. Maar dit gaan interessant wees. Nee, ekskuus, nie 'n kultus nie. Ja, ja. Die volging van Malema. Ja. Hy is 'n belangrike rolspeler in die party. 'n persoonlikheid. Ja. persoonlikheid. Ek dink as Malema die geleentheid het, as hy nie tronk toe gaan nie en hy bly die hoof van die party, sal dit goed wees, want dit sal interessant wees om te sien wat gebeur met die party indien Malema Ja. nie meer hoof Ja. van die Want party Floyd is nie. Shivambu is ook nie meer daar nie. Ja. So, en ek meen hulle was nogals redelik interlinked. Ja. Hulle was nogals baie dependent op mekaar al het hulle so verskriklik opgestamp. Ja, sjoe. En dan Brandewood steeds maar is deels onder beheer. Ja, so Frans Hoek het hulle gister, ek het vanoggend so vinnig gaan kyk of daar enige vars nuus is wat ek kon vind, maar dit is die laaste is maar wat ek van gisteraand kon sien. Frans Hoek wat hulle nog gister met een lyn gesukkel het, een brandlyn wat hulle nog moes doodkry, maar toe daar gistermiddag weer in Dana Bay, by Mossel Bay, weer 'n nuwe brand ontstaan wat ook onder beheer gebring moes word. Dit bly op hierdie stadium nogals 'n groot uitdaging en ek dink ook ek dink Knysna byvoorbeeld, daai areas het nie water nie. So jy wil nie nou brande in daai omgewing hê nie. Maar ons dink aan die Kaapse wynlande. Ek weet Doopie het ook op Grootplaas gesels met die wynbedryf, weet wat is die impak hiervan. Ek weet dink byvoorbeeld aan 'n wynplaas wat laas as gevolg van dit verander byvoorbeeld die smaak van die wyne. So ek dink veral aan die mense wat hulle het ook gesê in Franshoek dat die brandlyn sal baie vinniger beweeg oor 'n area waar dit brandstof gevaar het. So kom ons hoop hulle kan dit nou onder beheer kry. Dit bly vir my interessant, die een helfte van die land vloede, die ander helfte brande. Was gister interessant dat die burgemeester van die Kaapse Wynland ook gesê het, jy weet, hulle verwag hierdie gaan aanhou tot April. Ja, Dis eintlik dit is wanneer die skrikwekkend. brandseisoen eindig. Want ook dis glad nie nou die Kaapse reenseisoen nie. Ja. So dit is ook 'n uitdaging. As mens dink aan uitdagings, dan dink 'n mens aan wat almal in Suid-Afrika padverbruikers elke dag moet trotseer. Ons dink aan taksies wat oor rooi robotte ry. Ons dink aan onverskilligheid wat nie gepatrolleer word deur wetstoepassers nie. En nou hier het ons die situasie van 14 kinders wat gesterf het as gevolg van die onverskilligheid van 'n bestuurder, 'n taxi-bestuurder, 'n roekelose onverskilligheid. Absoluut. As 'n mens die sosiale media video's gekyk het van hierdie taxi wat in 'n vragmotor vashou, daar was nêrens vir die vragmotor omheen te gaan Ja. nie. Die vragmotorbestuurder moet hartverskeurend. Dit moet vir hom verskriklik wees. Dit moet verskriklik wees dat hy nie kon keer nie en jy kon ook sien daar was op die einde 'n bietjie plek gemaak deur ander taksies en die vragmotor, maar die spesifieke bestuurder kon nie betyds uitdraai nie en het inteendeel voor die vragmotor ingedraai. Maar hoeveel keer sien ons dit nie wanneer ons op die pad ry? Elke dag in almal se lewens is dit sigbaar as jy tussen taksies ry, dis hoe dit werk. Nou is die strafbare manslagklag uiteindelik vervang met 14 aanklagte van moord. Ja. Ja, so dis Ayanda Dludlu wat nou gister in die hof verskyn het. Hy het nie beswaar getoon dat die media hom afneem nie. Sy regsverteenwoordiger het wel gesê hulle is 'n bietjie bekommerd oor sy veiligheid. Met reg dink ek. So ja, sy het in die hof verskyn gister. Ayanda Dludlu is 22 jaar oud. Jo. Dit is vir my verskriklik. So sy permit wat reeds verlede jaar November verval het. Ek dink hierdie saak gryp almal in die hele land se hart aan. Maak nie saak of jy wit of swart of wat ook al is nie. Almal se harte breek vir hierdie ma's. Ek weet daar's een ma wat 2 kinders verloor het. Daar was eers 12 kinders oorlede en toe gisteroggend het nog 2 in die hospitaal gesterf. So 14 klagtes van moord en dan is daar nog 3 van poging tot moord. So dit is absoluut verskriklik. Een onverskillige besluit. Ja. En ons sien dit elke dag. Ek meen op die paaie waar as jy kyk op die snelweë waar mense wag in die passe, hoe jy sien hoe karre van agteraf kom Ja. en 4
karre op 'n blinde opdraande verbyvat, dan is jy soos, maar dink jy nie wat jy doen nie. Ja. Want die trok wat aankom, kan niks doen nie. Hy kan niks doen nie. Dis so selfsugtig. Dit is verskriklik Hoe mense selfsugtig. hulle bestuur selfsugtig. Ek sien hy het sy bord tog aan soek laat vaar en ek neem aan Dis ook vir veiligheid. vir veiligheid. Ja, hy gaan dit nie maak nie, maar ek dink ook, maak nie saak wat met hom gebeur nie. Ek sal die Niks kinders bring die bring. kinders terug nie. Ja. So al wat ons kan hoop dat daar nog 'n doel met sy lewe is. Sjoe. Dan 'n man wen hofsaak. Wat 'n vreemde verhaal oor toiletpapier. Okay, so ek weet nie of een van julle al oor die behoefte gehad het om 'n rol toiletpapier huis toe te vat uit jy weet as jy nood druk dan druk hy, nee. Ja. Maar die man werk nogals vir Impact wat papier vervaardig en hy was geskort of gefire, ja, afgedank omdat hy 'n rol toiletpapier volgens die maatskappy gesteel het by die werk. Hy sê sekuriteit het hom toestemming gegee om na my huis toe te gaan en hy sê dit was sy rol wat hy van die huis af gebring het. Nou die saak is op die ou eind moes hy nou weer terug ingestel word in sy pos. Hy moes R120,000 terugbetaling kry want sy salaris was dink R12,000, R12,000 'n maand. Hy sê hy het die rol van die huis af gebring. Die hof het toe nou gevra, maar hoekom is daar nooit 'n foto geneem van die rol wat hy gebring het nie? Hoe is hy toegelaat om dan nou weer die rol daar uit te vat? Blykbaar kon hy dit nie van die huis af gebring het nie, want dis 'n spesiale tipe toiletpapier wat hulle net daar het omdat hulle hierdie papiervervaardigers is. So ja, van alle vreemde dinge waarvoor jy afgedank kan word. Nee, dis nie vreemd nie. Nee, Jy dink dis vreemd, maar as jy nou sê nou maar jy teel met hoenders. Waar gaan ons nou heen met die Sê gesprek? nou maar jy teel met hoenders. Dis ek hoender in my En die handsak. mense wat by jou werk, gaan elke dag met 'n hoender in hulle handsak huis toe. Okay, ek hoor jou. Gaan ek dit vir hoender As sê? jy Okay. amper sê ek wat se servette, dinge se servette, wit goud, witbrood, verkoop, maak, ek sê toiletpapier. As jy toiletpapier verkoop en iemand loop die hele tyd met toiletpapier huis toe, loop hulle dan Okay. nie in wese met jou handel, waarmee handel dryf weg? Ek hoor jou en natuurlik is dit verkeerd. Maar as jy vir 'n plek werk wat toiletpapier maak en jy het nie eers geld om vanaand kos te koop nie. Of Hy jy het 'n salaris- of hy jy het 'n het nie geld salaris- vir jou eie toiletpapier nie. Maar nou kyk gaan dink Hy gaan het 'n redeneer salaris uit. gekry. Hy kan nie holservette steel as hy 'n salaris So hy kry. dink by homself, hierdie plek maak toiletpapier. Dit is die toiletpapierboom. Gaan hulle een mis. Gaan hulle Okay. een mis? Nee, maar jy's reg. Nie mag jy steel nie. Ons sê nie mag Nee, steel jy nie. kan dit glad nie Ja. doen nie. Okay, maar bygesê hy's nie skuldig nie. Ek vra hom Ek verskoning. wil wel sê dat ek leen skuldig nie. partykeer 'n vark by die werk om op pad huis toe te eet, maar ek bring altyd die vark terug. Maar as dit 'n virkwinkel waarby jy werk. Nee, vark net hierso. Ja, maar dan kan jy 'n virkie terug. Ja, maar die punt is jy kan nog die vark terugbring. Hy kan nie toiletpapier terugbring nie. Sê maar net. bietjie van 'n one Ek use het nou nie item. daaroor nagedink nie. Want ek hoor jy, ek het ook al 'n lepel gevat by die werk en hom Man. teruggebring. Ja. Maar ja. Het jy 'n kamera gevat? Dit is die Disney ding. Jy sien, so by die groot ontbyt kan jy byvoorbeeld nie 'n kamera huis toe vat en hom leen en hom terugbring nie. Gaan moeilik wees om verby mense te kry nie. Ja. Maar bygesê, hy is nie skuldig bevind nie. Ja, Hy is so hy is onskuldig bevind. Hoofsaaklik om die sekuriteitsmaatskappy nie ordentlike foto's geneem het nie. Korrek, maar okay. kan jy nou dink hy gaan elke dag gaan sy tas nou deursoek word as hy huis toe gaan. Ek dink hoe gaan iemand saam met hom toilet toe heeldag. Seker ook hy gaps nie weer 'n rol nie. Ai julle. Anyway, ons bietjie praat oor Shoprite wat lyk vir my deesdae binnekort ander goed gaan verkoop as net groceries. Luister. Hulle gaan elektrisiteit verkoop aan Eskom. Kyk, ek is 'n persoonlike aanhanger van Shoprite se besigheidsstrategie. Ongelooflik. Hulle is besig om vir Eskom te sê, tada! Ons Ja. het genoeg gehad van jou. Soveel van hulle winkels wat reeds deur sonkrag aangedryf word. En as jy kyk na hoeveel geld hulle verloor het, hulle sê in die laaste paar maande van 2022 het Shoprite en Pick n Pay saam R906 miljoen aan kragopwekkers se diesel betaal. Woolworths R90 miljoen. Dit beteken R1 biljoen daai tyd. Dit is net toe wat hulle aan kragopwekkers moes spandeer om hulle produkte koud te hou. So Shoprite het net eenvoudig besluit, dis nou klaar, hulle gaan nou hulle eie fotovoltaïese sonkragstelsels oprig. Hulle kan nou genoeg skoon elektrisiteit verskaf om amper 12.300 huise
jaarliks krag te gee. Dit wil gedoen wees. So dit is ongelooflik om te sien wat die privaat sektor kan doen om krag op te wek. Dit gaan op jou nou oor oorlewing. Dis nou maar kom ons sê die tema in Afrika. Dink buitekant die boks vir jou oorlewing. Adapt or die. Ja, Dis in die natuur so, dis in Afrika so, dit is in krag so, dis hoe dit is. dis hoe dit werk. Ja. You've got to adapt or you die. Korrek. Dan sluit ons af met Kaapstad wat baie innoverend is. Kyk, ek weet jy het ook 'n diep liefde vir Londen in jou hart, nê? Nee? Nou daai baie mooi, dis hierdie swart taksies wat daar rondry. Dit is vir my een van die mooiste goed. Londen het ek nog net een keer besoek en dit is so 'n mooi stad. En dit is nie die gewone minibus taxi wat jy hier kry nie. Dis 'n baie stylvolle, ek wil sê 'n tipe ou tydse Britse taxi, nê? Nee? Maar Kaapstad het nou 'n groot internasionale veldtog begin waar hulle Kaapstad bemark en daar gaan van hierdie taksies, hy's gerap in die in die Kaapstad se klere. Welcome to Cape Town. Dis verskriklik mooi Is met foto's. Vir Kaapstadse mense of vir toeriste om te Dis vir toeriste om te gebruik. In Londen, bewusmaking, advertering van kom Kaap toe. Okay, Onthou, toerisme is een van ons grootste inkomstes, né? Ek dink dit is 9% van ons bruto produk wat ons inkry. So jy moet bemark. Maar hoekom dan nou kyk, as ek wil Europa toe gaan, dan wil ek nie daar in 'n huis daar is nie vir gaan as jou 'n taxi gaan ry nie. So as die Europeërs hierna toe kom, wil hulle nie in 'n Londen se taxi. Nee, maar dis in Londen. Afrikaanse taxi sit. Ja, maar dis in vrees Londen. vir hulle lewens, gil, Ja. die musiek moet speel, die bande se vellings moet afkom, die Ja, maar stuurwiel ek by die hoor venster. jou, Nee, maar hierdie is in Londen. Die taksies in Londen het nou 'n foto van dit Kaapstad. in Londen? In Londen. Nee, is in Londen. Maar sit nog steeds daar een van ons taksies. Nee. Nee, dit gaan nie werk nie. Roekeloos, geen ligte nie. Dit sal En dan dit wat sal lekker wonderlik nee, wees. en wat lekker is hulle sê daar's 'n QR-code. So as jy nou regtig nog geïnteresseerd is, dan scan jy die QR-code wat op die goeder sit en dan vat jy jou direk na waar jy vlugte kan boek en Dan so kan jy aan. kies wat se Verstaan rooi jy? ligte hulle moet oorjaag. Nee, maar Maar moet dis dit so wat ons wees moet nie. doen. Ons moet ons wit vierkantige taksietjies Dit gaan nie oor die taxi nie, dit gaan oor die Kaap. Maar sit in 'n prentjie van die Kaap op. Laat ek net Sit in sê, 'n prentjie van die Kaap op die taxi. Ek gaan hom nou in afsit. Suid-Afrika mag ons 'n robuuste debat hê, né? Maar ek kan sien jy moenie nou by hierdie bemarkingsveldtog betrokke raak nie. Ons gaan liewer vir Jennifer so toe stuur. Goeie beeld van die land. Ja, Nee, ek ons dink jy moet wys adrenalien. Ons is 'n adrenalien bestemming. nee. Avontuur. As jy mense kry vir 'n braai, maak jou vrou eers die kombuisnetjies. Ja, jy los nie als net so nie. Wat het dit te doen met taksies? Jy wys jou beste Beste. beeld vir die res Ja. van die wêreld. In Pretoria is dit met 'n rukkie en dan is die brandewyn vloei dan. Dan is die beste kan dan nie. Ek kan sien Pierre wil gaan naweek hou. Nee, kyk. Tanya, baie dankie vir die saamgesels met 'n lekker naweek. Julle ook. Dis Tanya de Venter Baker, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.